1 Korintiërs 1 vers 18 sê, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Die kruis het vandag 'n pragtige simbool geword wat in kuns, juweliersware en versierings gebruik word. Vir die eerste eeuse kerk was die kruis egter 'n martelingsinstrument, 'n doodsvonnis. Rome het hierdie metode van teregstelling verkies om vrees in mense se harte te saai. Enige iemand wat die gruwel van kruisiging aanskou het, het geweet dat Rome nie uitgedaag moes word nie. Tog het Jesus se volgelinge die kruis as 'n simbool van hulle geloof en aanbidding aangeneem. Vir die wêreld was dit dwaasheid, maar vir gelowiges het dit die grootste bewys van God se liefde en krag geword. Grafiese uitbeeldings van Jesus se reis na Golgotha is volop. Ons lees hoe hy gearresteer, weggevoer en gekruisig is. Tog maak Jesus dit in Johannes 10 vers 18 duidelik: niemand neem my lewe van my af nie, maar ek lê dit uit myself uit af. Jesus was nie 'n slagoffer van omstandighede nie. Hy het hom vrywilliglik oorgegee. Hy is nie bloot gearresteer nie, hy het hom onderwerp. Hy is nie net geneem nie, hy het homself gegee. Hy het aan die kruis gehang, maar dit was nie die spykers wat hom daar gehou het nie. Dit was sy liefde vir my en vir jou. Hy kon 10.000 engele geroep het om hom te bevry, maar hy het gekies om die volle prys vir ons sondes te betaal. Die kruis is daarom soveel meer as net 'n simbool. Dit is die plek waar sonde verslaan is, waar genade oorwin het en waar ons verlossing gekoop is. Die boodskap van die kruis bly vandag steeds die krag van God vir elkeen wat glo. Aba Vader, dankie vir die kruis. Dankie dat U vir my 'n oorwinning behaal het wat ek nooit uit my eie uit sou kon behaal nie. Dankie Here Jesus dat U die volle prys vir my sondes betaal het. Help my om elke dag in die krag van die kruis te leef en U liefde met ander te deel. In Jesus se naam bid ek. Amen.